Goed, graad 11, ons begin met 'n Maart 2023 vraestel van die Noord-Kaap. Kom ons begin. Die eerste vraag is bankrekonsiliasie en dit is buiten vaste bates is dit die tweede grootste vraag wat jy kan doen. Die eerste kwartaal fokus ons baie daarop. Dit as jy hom mooi onder die knie kry, dan gaan dit vir jou baie beter wees al die tweede kwartaal, ek beloof. So kom ons onthou nou net weer, wat is die bankversoeningsstaat? Bankversoeningsstaat is ons versoen ons boeke met die bank se boeke, tegnies, nee. So ons kyk wat is op die bankstaat en wat is in ons boeke en kom dit ooreen, want natuurlik moet al die geld uit jou rekening uit, soos wat jy dit in jou boeke aangeteken het, moet dit uit jou rekening uitgaan. So jy moet seker maak dat daar nie geld uit is wat in jou boeke is wat nie in die bank is nie, of uit die bank uit is wat nie in jou boeke is nie. So dis maar meer 'n interne kontrole metode. So jy kontroleer bedrog en jy maak seker jy maak nie foute nie, want partykeer is daar verkeerde inskrywing. Ek weet julle maak nie foute nie, nee, maar CA's en seker mense maak ook maar foute. So dan kan jy net seker maak daar is geen foute in jou boeke nie en om daai net bietjie vinniger te kontroleer. Dis hoekom jy dit maandeliks doen. Sodat jy nie aan die einde van die jaar sien, o, jene, hier kort R800,000, waar is dit jy nie? Sodat jy dit deurlopend kan optel, nee. En onthou nou weer met 'n bankstaat, die bankstaat werk andersom as die bankrekening. Ons bankrekening is aan die debietkant is dit plus en aan die kredietkant is dit minus, maar die bankstaat is kredietinnskrywings goed vir ons en debietinnskrywings geld wat uitgaan. So onthou dit, nee. Nou vra hulle vir by nommer 1, verduidelik die doel van bankversoening. Nou ons het dit sopas nou net gesê, dis goeie interne beheermaatreëls, okay, en dan kan jy ook sê dis om foute en bedrog op te spoor. Vinnig op te spoor. So jy kan nou besluit, aanaf van die hoeveelheid punte, soos goeie, onthou net om daar te skryf, dis goeie interne beheermaatreëls, nee. So aanaf hoeveel punte dit is hoeveel jy daar gaan neerskryf. So 1 punt sou ek net goeie interne beheermaatreëls, meer as 1 punt sou ek foute en bedrog ook daar gesit het om vinnig foute en bedrog op te spoor. Die interne ouditeur voel dat die besigheid moet gebruik maak van 'n direkte betalings of EFO. Verskaf een rede hoekom jy die besluit ondersteun. Nou gaan jy sê, maar hierdie is nie in ons boeke nie en hoe moet ons dit nou weet? Dis common sense, nee. Jy het bietjie net common sense nodig, so kom ons dink gou-gou. Hoekom is 'n EFO beter as kontant? Om kontant bank toe te vat en te gaan deponeer. Ek weet nie of julle oumas al so oud is nie, maar ons oumas het geweier om internetbanking te gebruik. Hulle het geglo die mense gaan hulle geld vat. Hulle het eerder self bank toe gegaan en dit gedoen. Nou hoekom is dit sleg of wat sal 'n goeie rede wees vir dit? Vir EFO's in plaas van kontant. Nou in die eerste plek sal ek sê dis baie geriefliker en vinniger. Want nou is ek so, jene, ek moet nog hierdie persoon betaal. Nou gaan ek op my foon en ek betaal dit. Tjoef, is dit klaar, nee. Waar nou moet ek ingaan môreoggend, jene, die bank is al toe, dis 4:00 die middag, ons kan nie meer geld deponeer nie. So dis baie ongerieflik om met kontant te werk. En dan nog 'n baie maklike ene, is die risiko om geld te verloor is kleiner. So die risiko om geld te verloor is kleiner. Nee, ek weet nie, julle almal werk ook, obviously werk julle sommer met Apple Pay en al die goeders op julle fone. So dis nou nog makliker. Jy hoef nie meer jou beursie te onthou en nie jou beursie te verloor nie. Jy moet nou net jou foon by jou, nee. Die kans dat jy dit gaan verloor is baie skraal. So risiko om geld te verloor is baie kleiner, want jy hoef nie met die kontant te werk nie. Ek meen, julle almal het seker al iewers by die skool 'n R5 of nee, werk julle nog met R5. Met 'n 10 of 'n 50 of 'n R20 het jy al iewers te verloor. Dis net makliker om dit te verloor as om dit fisies in te betaal. Oor die internetbetaling, nee. Daar is wel 'n mate van risiko, nee, maar dis kleiner. Een interne beheermaatreël om die prosesse van EFO betalings te verseker. So jy wil nou seker maak dat dit 'n veilige proses is, nee. Nou 'n baie maklike ding van wat jy dit kan doen, wat jy kan altyd hier neerskryf, is jy kan sê verdeling van pligte en dan brei bietjie uit, nee. Verdeling van pligte, 'n senior persoon moet altyd dit goedkeur. Moet transaksies altyd goedkeur. So dit maak dis 'n verdeling van pligte, so die persoon wat die betalings die betalings maak en die persoon wat die bedrag inskryf in die boeke en die persoon wat die betalings maak is nie net een mens nie, want dan kan jy mos nou in die boek skryf 70,000 en dan vir jouself of 50,000 en vir jouself van daai geld oorbetaal ensovoorts. So
Dis 'n goeie interne beheermaatreël is 'n verdeling van pligte, maak altyd seker ons 'n senior persoon en dan 'n baie maklik een is 'n SMS of 'n e-mail bewys. So die bank moet vir jou 'n SMS stuur as daar geld uit jou bank uitgaan, dan weet jy ook as 'n besigheidseienaar altyd wanneer kom al geld in en wanneer kom al geld uit. Goed, dit is die eerste deel van hierdie vraag, is die teorie. Die tweede deel is, ons moet die toepaslike inskrywings in die KBJ, bankrekening en bankversoeningsstaat doen, nee. So ons doen daai half, ons gaan dit so elkeen apart doen in 'n aparte video. So kom ons begin eers met die KBJ en KBJ, dit sal nou die volgende video wees.